Hallo maatjies. Hoorie, nou moet ons verder lees van Moses. Want genade, die volk moan en groan, iemand met hulle kom red. En who shall I send? Kom ons kyk. Exodus 3, ons begin daar. Moses het sy skoonpa Jethro, dis ons sy naam Jethro, se vee opgepas. Dis maar eintlik hulle grootste werk wat hulle gedoen het daai tyd. Hulle het hulle veetjies opgepas, skapies en bokke en goetertjies. Hulle diere. Jethro was die man in Midian wat vir die Here gewerk het. Moses het toe met sy skoonpa se vee al dieper die woestyn ingetrek. Hy het naderhand by God se berg uitgekom. Dit is die berg Horeb. Jy moet hierdie woord hoor dat jy hom onthou, dat jy nie eendag clueless is nie. Dan moet jy nie sê Horeb is 'n mens nie. Horeb is 'n berg. Hy kom toe by die berg Horeb. Daar het hy 'n man gesien wat van God uit die hemel kom. Die man het binne in 'n vuurvlam gestaan, wat lyk of dit in 'n doringbos brand. 'n Doringbos brand. Alhoewel dit gelyk het of die bos besig was om af te brand, het dit glad nie uitgebrand nie. Weird is that? 'n Doringbos moet mos brand, dis mos droog. Hy brand nie uit nie. Moses het vir homself gesê, ek wil 'n bietjie gaan kyk wat hier aangaan. Hoekom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk wat gebeur, het die Here uit die doringbos met hom gepraat. Moses, Moses. Moses het geantwoord, dit is ek, ja. Die Here sê vir hom, jy moenie nog nader kom nie. Trek uit jou sandale. Jy staan nou op 'n plek wat aan die Here behoort. Imagine that. Ek is die God van jou voorouers, die God van Abraham en van Isak en van Jakob. Moses het toe sy hande voor sy oë gehou, want hy was bang, hy moet na die Here kyk. Want jy weet, die Here is heilig nie. Niemand het nog ooit gesien hoe lyk God se gesig nie. Nog nooit nie. Want hy blink so, hy skyn so. So Moses maak sy oë toe, want hy wil nie in die Here se gesig vaskyk nie. Die Here het vir hom gesê, ek het mooi gesien hoe swaar my volk daar in Egipte kry. Ek het gehoor hoe hulle skree, omdat hulle so slawe gedryf word. Ek het nou baie duidelik gesien hoe swaar hulle kry. Ek het nou gekom om hulle weg te vat, uit die hande van die Egiptenaars. Ek gaan hulle uit daardie land laat wegtrek, na 'n mooi en 'n groot land, waar daar volop kos is. Dis 'n belofte. Dit is die plek waar die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete op die oomblik bly. So hy sê nou presies waar dit is. Ek het tot in die hemel gehoor hoe die Israeliete roep dat iemand hulle moet help. Ek het ook gesien hoe die Egiptenaars hulle mishandel. Sien, die Here sien alles. Gaan terug Egipte toe. Wat? Ek wil hê jy moet na die Farao toe gaan. Jy moet my volk uit Egipte uitlei. Wat? Nou moet jy... Kan jy nou imagine? Moses het dan net daarvan af teruggevlug. Nou sê die Here vir hom, gaan terug, want jy moet hulle uitlei. Moses het toe vir die Here gesê, wie is ek dan nou? Dit is juist ek is wat na die Farao toe moet teruggaan. En wie is ek, dat ek die Israeliete moet uitlei? Hy sê, hoekom maar, but why me? Die Here antwoord hom, ek self sal saam met jou gaan, wanneer jy die volk uit Egipte uitgelei het, en hulle kom aanbid my by hierdie berg, sal dit die bewys wees, dat dit is ek is wat jou gestuur het. Moses het vir God gesê, wanneer ek by die Israeliete aankom en vir hulle sê, die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle dadelik vir my vra, en wie is hy nou? Wat moet ek dan vir hulle sê? Want onthou die Israeliete weet nou nie dat Moses eintlik 'n Israeliet is nie. Ek
is wat ek is, het God vir Moses gesê. Jy moet vir die Israeliete so sê, ek wat is, dit is hy wat my na julle toe gestuur het. God het ook verder nog vir Moses gesê, dit is wat jy vir die Israeliete moet sê, die Here, die God van julle voorgeslagte, God van Abraham, God van Isak, God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is wie ek nog altyd was, en dit is hoe al die geslagte wat nog moet kom, aan my sal dink. Julle, nou staan Moses hier voor hierdie brandende doringbos wat nie uitbrand nie, en God self praat met hom, en hy sê, gaan sê vir die Israeliete, ek is, het gesê, het jou gestuur, want God se naam is, ek is die brood van die lewe, ek is die roos van Saron, ek is die blinkmôre ster, ek is die leeu van Juda. Oh, julle, dit is die wonderlikste naam wat daar is, die groot ek is, God is, ek is. En hy sê, as jy dit vir hulle gaan sê, gaan hulle weet, dat dit waarlik ek is wat jou gestuur het om hulle te kom red. So, Moses kry nou die opdrag, ek dink sy broek het maar gebewe hoor, want nou moet hy teruggaan na die farao toe, wat gesê het hy wil hom doodmaak. Now, how's that gonna work, hey? Intussen het hy daar al seker 'n baard gegroei, en 'n bietjie ander klere aangetrek, dat hy bietjie nie lyk soos die Moses wat gevlug het nie. Okay, kom ons bid gou saam, môre aand gaan ons verder lees. Wat sê Moses, en wat sê God nou verder van Moses? Okay, maak toe oogies. Here, baie, baie dankie, dat U 'n heilige God is, en dat ons eintlik, as ons met U praat, ons skoene moet uittrek, want U is so groot en wonderlike, die groot ek is, ons is so lief vir U, amen. Okay, maatjies, ek hoop jy droom vanaand sulke lekker drome, dat jy nie eers môreoggend kan glo nie, dit gaan fabulous wees. Okay, I love you dearly, bye!